Aluma Capital, altyd aan die groei. Het is tyd om die koerant oop te slaan. Saam met Palesa Matlala van Moneyweb. Baie welkom. Dankie dat jy hier is. Dankie julle. Al die pad van Johannesburg en met die petrolprys is dit deesdae nie meer 'n maklike ding nie, né? Glad nie. Luister, ons begin met die baie hartseer storie oor die Cleveland slagting, wil ek sê, en dit lyk asof dit as gevolg van onwettige mynbou die oorlog daar rondom is wat plaasgevind het, Ja, né? so 12 mense is Dinsdag aand in 'n nedersetting met die naam Jumpers naby die Cleveland area is hulle aangetref met mense wat toegeslaan het met vuurwapens. So 12 mense is toe dood en dan is minstens 10 mense beseer met die aanval. En so die polisie toe reageer net na 11 die aand, Dinsdag aand hierdie week, en op 'n klagte oor skietery in die gebied. En so die ooggetuies sê dat daar was 'n wit Quantum, so dis 'n minibus taxi wat nou toe by 'n volstasie naby Cleveland gaan parkeer het. En 10 verdagtes is toe uit hierdie minibus taxi uit en het nou toe hierdie nedersetting toegeslaan. En wat hulle sê wat nou skokwekkend is dat hulle het net begin skiet op mense. So onskuldige mense, kinders, hulle het net losgetrek met vuur oor die mense op hulle. Ja. En so die polisie sê tans, hulle het nou nie verdagtes, hulle het nog nie verdagte vasgetrek nie. Maar die inwoners sê dat daar is bewering dat dit gekoppel is aan Zamazamas of onwettige mynbouaktiwiteit wat in die area plaasvind. Joh, en om net te gaan en te skiet, jy weet nie eens wie jy skiet nie, onskuldige mense, dit is verskriklik. Ja, dit is hartverskeurend. En so die groep van mense wat nou oorlede is, bestaan uit 3 vrouens en 8 mans. En so toe die polisie daar aankom, sê hulle ook, hulle het nou al toe reeds al verskeie slagoffers sien lê wat gewond is. En die volgende oggend ook toe, soos ek dink baie nuusgroepe het toe vroeg die oggende aangekom en met die inwoners gesels, ooggetuies gesels, en wat hulle nou noem is dat hulle sê hierdie mense het nou, nadat hulle nou gaan parkeer het by die vulstasie, het hulle van albei kante van die nedersetting af kom, soos van albei kante af en net begin skiet. So hulle kom sommer in jou huis en begin skiet ook. Ek weet een van die een van die vroue wat nou een van die ooggetuies, haar broer was een van die slagoffers wat raak geskiet was. En sy sê hulle het nou maar net gesit daar om die vuur soos gewoonlik en hulle het net begin die skote oor afgaan. En ja, so die trauma is erg. Soos daar's ook een van die ooggetuies wat sê die volgende oggend toe moes hy sy 9-jarige dogtertjie skool toe vat. En toe moes hy nou maar kyk vir 'n roete wat daar nou nie gaan slagoffers nog of lyke nog langs die pad lê nie. So ja, so dit en hulle sê toe die polisie toe hulle daar aankom het hulle ook toe self gesien dat daar is 'n toerusting wat gewoonlik gebruik word om minerale te bewerk, sodat dit gee nou maak vir hulle dit 'n aanduiding dat soos wat die ooggetuies nou sê dat hulle voel dat dit is as gevolg van die onwettige mynbouaktiwiteit in die area. So hulle sê hulle het net dit gekry op die toneel, maar hulle kan ons nog steeds nou nie bevestig dat dit nou wel die oorsaak was nie. Sjoe, dis werklik skokkend en verseker iets wat meer aandag gaan verg. Palesa, kom ons gaan 'n groot voorstel vir werk van die huis af amptelik ter tafel gelê. Okay, so ja, die vereniging van staatsamptenare of PSA, hulle het nou amptelik 'n voorstel op die tafel gelê vir 'n meer hybride werkskedule. Nou ons is nog maar gewoond daaraan. Ek dink na COVID het ons nog maar almal geleer, na die COVID-19 pandemie, maar hierdie het nou weer ter sprake gekom nou onlangs met die stygende brandstofpryse. So dit was nou maar net in die lug ingegooi of rondgegooi. Dit was nou nog nie amptelike dinge. So nou kom hierdie vakbond, die vereniging van staatsamptenare, nou maar net vorentoe en hulle sê hulle het nou 'n amptelike voorstel wat hulle nou op die tafel neerlê. Nou hierdie vakbond verteenwoordig 245.000 staatsamptenare in die land. So dit sluit natuurlik in pensionaarsse, staatswerkers, nou maar en hulle kom ook nou maar net na die regering toe en sê hulle doen 'n dringende beroep dat hierdie voorstel onmiddellik of so gou as moontlik hierdie beleid te implementeer. So die
Hulle sê ook dat hulle voel dat dit is nou juist so belangrik, soos ek genoem het, die brandstofpryse wat nou so met die Midde-Ooste weet ons wat dit affekteer nou vir ons met ons brandstofpryse, dat dit natuurlik ook outomaties impak op ons kospryse wat styg en so hulle voel maar net as hulle werknemers van die huis af nou werk of as hulle kan opkom in 'n skedule waar hulle nie elke dag in die kantoor hoef te wees nie, sal hulle kan op hulle kostes bespaar. Ja, dit maak 'n groot verskil. Dis wel ook interessant om te sien in daai artikel sê hulle remote work doesn't work for everyone. Ja. Nee, daar is party sektore wat tog vereis dat 'n mens na 'n kantoor toe moet gaan en mens verstaan dit ook. Ja. Want natuurlik is daar seker ook die risiko dat as jy te veel van die huis af mag werk, dat jy dalk nie jou werk gaan doen nie. Nee? Presies, ja. So ek hoop die voorstel neem dit alles ook in ag. Ja, nee. Ja. As dit mooi gebalanseerd is, dink ek eintlik dit is goed om met die tye aan te pas om ten minste 'n paar dae van die daai flexibility te kan hê om ja, partykeer die op die huis af te flexibility. kan werk. En soos jy noem, vir sekere mense gaan dit nou nie natuurlik uitwerk nie. So ek dink dit is meer gepas vir mense wat volle so sê meer administratiewe werk doen of meer kantoorwerk. So natuurlik nou jou 'n dokter sal nou nie kan regtig baat uit daai van die huis af werk of daai nuwe skedule nie. Maar hulle sê hulle neem dit ook in ag en hulle sê dan vir hierdie mense wat dit nou nie sal so baie baat nie, moet werknemers of werkgewers dan nou onderhandeling van bykomende verlofdae met die staatsamptenare voer en dan ook ondersteuning dan met vervoer is ook een van die voorstelle wat hulle gee en dan of ander toepaslike forme van vergoeding. Ja. Vir hierdie wat nou nie kan nie. Ja. Ek dink is eintlik hoogtyd dat hulle die hibriede werkstelsel formaliseer en 'n struktuur daarin sit en sê wat werk nie, wat is geldig, hoe hanteer jy dan nou vir die verlof en die vervoer en hoe regverdig jy, hoe kyk jy dat iemand wel hulle werk doen as dit sê nou maar van die huis af is. So dis wonderlik dat daar so 'n voorstel ingedien is. En dit lyk asof bystand dood een van die dae 'n wettige opsie in Suid-Afrika gaan kan wees, né? Nee? Ja, so die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kubai, sy het nou onlangs gesê dat sy nie die aansoek wat Dignity SA nou by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien het, sy gaan dit nie teenstaan nie. En so dit kom nadat Dignity SA nou al vroeër hierdie jaar 'n grondwetlike hofuitdaging het om die verbod op mediese ondersteunde sterfte of bystandood as ongrondwetlik te verklaar en dit dan nou ook wetlik of wettig te maak in die land. So die organisasie het ook aangedui dat die huidige wetgewing mense se waardigheid en ook hulle keuse oor of hulle wil lewe en hoe hulle wil sterf, dit ook sal ondersteun. Nou Kubai sê sy aanvaar die hof se beslissing en is bereid om 'n beëdigde verklaring selfs af te lê as dit toe gaan wees om te help dat 'n billike oplossing gekry word vir hierdie. So dit kom nou ook op 'n belangrike tyd of dit is nou belangrik veral omdat die minister nou onlangs nou sê dat sy dit nie gaan teenstaan nie, want vir die eerste keer kan ons nou maar net sien van ons weet nou dat Dignity SA kom nou al lank aan met die saak en ek dink hulle het nou al vir die afgelope 15 jaar 'n veldtog aan die gang om te kry dat hierdie of bystandood wettig word in die land en so dis nou belangrik dat hulle nou dan die regering nou daarom het wat sê luister ons gaan jou nie teenstaan nie want nou beweeg die regering half van 'n teenstander posisie af na 'n meer neutrale posisie. Ja, sy sê self sy is gewillig om eet ook af te lê so en dan haar regspan te kry maak by te staan so. Dis nou maar dit is 'n ek dink 'n stap in die regte rigting. Vanessa, dan moet ons gesels oor die padongelukke fondsheffing. Ons het vroeër die week ook daaroor gesels, maar mense is steeds ontstel daaroor. Ja, mense is ontstel. So die nuutste ontwikkeling nou is dat AfriForum sê dis onsinnig.
Soos ons weet, met die minister van vervoer Barbara Creecy, sy het net gesê of aangekondig dat die departement dit oorweeg om 'n voertuigeienaar bydrae skema nou in te stel waar jy sal nou ekstra moet betaal as jy jou lisensieskyfie gaan hernie. Maar nou sê AfriForum, dis onsinnig om nou 'n nuwe befondsingsmeganisme vir die padongelukke fonds te oorweeg voordat die fonds eers behoorlik bestuur word. Ja. Soos ons weet is daar, soos hulle noem ook, dat ons weet dat daar op die oomblik 400,000 eise is wat nog nie eens afgehandel is nie. Daar's ook baie korrupsie. En terselfdertyd die staande komitee oor openbare rekeninge of skoor, hulle is ook nog besig met 'n ondersoek na die bestuur van die fonds en hulle kan dalk self stappe neem teen die voormalige uitvoerende hoof of die voormalige uitvoerende hoof, Collins Litsoalo. So ja, hulle sê net kry eers jou bestuur in orde, wys eers vir ons dat julle kan hierdie fonds beter bestuur en voordat julle nou ekstra geld verwag van motoriste af. Dit help nie, jy gooi nog geld in 'n gat in wat nog nie toegemaak is. Presies, ja, so nee, regtig, absoluut, ek staan agter ja, hulle so daarmee. En dan deel die DA, hulle deel dieselfde kommer. Ek dink voorheen het hulle al ook uitgepraat daaroor en hulle sê net Suid-Afrikaners moenie nou nog geld spandeer nie en hulle sê ook dat die hoë brandstofpryse en die hoë lewenskoste is reeds onregverdig. So nuwe heffings gaan nie nou volhoubaar wees, want ek dink die fonds self wys ook nog eens ons dat hulle kan self volhoubaar bestuur nie, so moet nou maar nie mense nou verder in 'n finansiële verknorsing indruk nie. Absoluut. Dan is dit nogals positief om te hoor dat die klink of al wette gaan kom wat Uber en Bolt bestuurders en die gebruikers daarvan in Suid-Afrika beskerm. Ja, so die minister van vervoer ook, Barbara Creecy, sy sê dat die departement het nou regulasies vir die e-hailing bedryf of hierdie Uber en Bolt taxi-bestuurders gefinaliseer en hulle het nou spesifieke veiligheids kenmerke vir beide die passasiers en dan die bestuurders ook. So sy sê die departement het nou bewus geword die afgelope tyd van die risiko's en asook die voorvalle van hierdie bedryf. So ons weet, ek dink daar so baie video's wat op sosiale media oral was waar hierdie drywers aangeval word of deur kriminele of deur passasiers, so, en dan het ons ook nou al baie berigte gehoor oor passasiers wat ook aangeval is deur die bestuurders. So hulle sê dat hierdie nuwe veiligheidsmaatreëls of hierdie nuwe regulasies gaan nou insluit dat paniekknoppies moet in hierdie voertuie wees en dan handelsmerke op die voertuie en dan regstreekse opsporing van die hele rit, so jou live location, soos jy nou beweeg. En dan sê hulle ook, hulle wil nou, een van die regulasies gaan nou bevat dat jou mees onlangse foto, wie bestuurder, se mees onlangse foto beskikbaar moet wees. Partykeer klim jy in hy kar en van ek vra partykeer, dan sê ek, maar as jy seker, kan jy maar net gou draai, laat ek net seker wat is jy, want dan is dit nou 'n ou foto en dan is dit nou die ou, maar dan lyk hy nou nie soos hy nou gelyk het in die foto nie. Maar ja, so van die bestuurdersverenigings soos NEFSA, so dit is die National E-Hailers Federation of South Africa, hulle is nogal nou teen van hierdie regulasies wat die departement nou in plek wil stel. Hulle sê byvoorbeeld hierdie wat hulle die voorstel het handelsmerke of die regulasie dat handelsmerke op hierdie voertuie moet wees. Dit is 'n groot risiko. So want onthou in sekere areas is dit so onveilig vir hierdie drywers om in te gaan. Van die taxi bestuurders of hou nie van hulle nie. Hulle hou nie van hulle nie en ons weet ook daar is berigte dat nou onlangs was daar ook 'n drywer aangeval in by Maponya Mall. So dit is in die Wesrand van Johannesburg en die kar was uitgebrand. Daar was ook 'n video op sosiale media en so ons weet dat dit is onveilig vir die drywers en dan ook vir die passasiers, maar nou sê die hierdie NEFSA net dat
julle gaan nou eintlik meer risiko veroorsaak. Ja, maar dan kan hulle makliker geteken word. Hulle word nou makliker Maar geteken. wat ons reguleer dan die taksies. So Ja, sorry kan met ons alle asseblief- respek, as ons ja. moet kyk om die drywers se veiligheid en die passasiers se veiligheid Ja. en die probleem is die taksies wat dit aanval, daar moet ons daar begin met die Ek dink probleem. ook so. Ek dink ons moet maar daar begin met die probleem. Het is Want- asof hulle untouchable is. Ja, Jy van hulle weet, kan die er niks aangedoen word taxi-mafia, nie. Ja. Hierdie arme Uber-drywers, soos hulle gaan vir jou sê jy moet maar stap van 'n sekere plek af na iewers waar dit veiliger is vir hulle, sodat die taksies nou nie na hulle toe kom en sê hoorie jy steel ons kliënte. Van dis wat gebeur. So ja, so ek dink maar net, ek dink wat die vir die bestuurdersverenigings nou maar net sê is kom op met ander voorstelle wat Ja. ook vir hulle dwing om nie so op te tree teenoor die e-hailing of jou Uber Ja. en Bolt bestuurders. Gun mekaar jou spasie. Dit sal 'n Ja. beginvoorstel Ja, wees. verseker. Ja. Vanessa, kom ons gesels gou vinnig oor Bafana. Okay, so julle, ons weet dat vanaand skop Bafana se 2026 wêreldbekerveld tog af. So dis 'n groot openingskragmeting teen Mexiko. Dit gaan nou vanaand 9:00 Suid-Afrikaanse tyd plaasvind en so dit is nou 'n bietjie nostalgies sê hulle, want dis nou maar soortgelyk aan die 2010 wêreldbeker waar die openingskragmeting ook tussen Suid-Afrika en Mexiko plaasgevind het en dit was ook op 11 Junie. Ja. Nee. Dit was ook op 11 Junie, ja, so dit is nou maar, ek dink mense, die gees is hoog, is baie groot Ja, vandag, ja. reg oor die land. Ek weet daar's ook baie Suid-Afrikaners reeds in Mexiko wat vir ons daar gaan ondersteun. Vir my klein raad nou maar net, ek gaan nou niemand afdwing nie, as nou maar net 'n paar keer het ek altyd gewonder, veral met die rugby wêreldbeker het ek gewonder, jessie, hoekom het ek nie vroeër geweet daar was plekke waar mens die wedstryd kan gaan kyk vir ander mense is wat die gees lekker is nie. So hier's nog maar net 'n paar voorstelle waar mense kan gaan kyk, maar natuurlik kan jy regstreeks op die SAK kyk, so SABC 1, 3 en dan SABC Sport. En dan kan jy ook stroom op SABC Plus. En dan natuurlik DStv, jy kan dit op SuperSport kyk en dan dit ook stream of lewendig kyk op jou selfoon. En dan fisies in persoon in die Kaap kan jy by Time Out Market by die V&A Waterfront gaan kyk. Daar's ook Mojo Market in Seepunt, Woodstock Brewery, Risks Cafe in Kloofstraat en dan is daar ook Vasco da Gama te winne in De Waterkant. Dis nou die Kaap en as ons nou oorskuif Johannesburg, Gauteng, so dis nou maar meer Johannesburg en Midrand. Mall of Africa, hulle gaan dit ook daar wys en dan Melrose Arch Piazza, so dis meer lekker buitelug by Melrose Arch. Dan is daar ook Pirates Club in Randburg. Founders at Gills, Wits Chris Seabrook Music Hall en dan ook Radisson of Oortambo as jy nou besig is om 'n vlug te gaan vang of jy het nou net geland in Suid-Afrika en dan hier in Pretoria is daar in Menlyn die Whisk Bar en dan is daar ook Capital Craft Beer Academy, dis in Menlyn Main. En dan Hennies. Ek dink die gees gaan ook lekker daar wees. En dan in Durban, KwaZulu-Natal kon ek nou maar net tweeetjies opspoor. Dis die KwaZulu-Natal Museum sê hulle, kan jy gaan kyk. Dis 'n lekker publieke area en dan ook die Pavilion Shopping Centre. Ag, lekker. Dankie vir jou moeite daarmee, Palesa Matlala van Moneyweb. Dit was lekker met jou te gesels Dankie, vandag oor julle. koerante en bly ingeskakel want ons gesels bietjie oor wenke teen uitbranding binnekort. Aluma Capital, altyd aan die groei.